Kinderkerkmaats, nog 'n lekker daggie om saam met julle te kuier. Hier by Kruin Kinnikor maak ons 'n fliek van die beste boek, en dit is die Bybel. Dit is 'n draaiboek van die mooiste ware stories wat Jesus vir ons gegee het, om vir ons boodskappe te gee. Nou vandag het ek iets baie spesiaals, 'n wonderlike draaiboek, 'n storie wat ek met julle wil deel. Dis 'n boekie, maar hierdie boekie is bietjie iets anders. Nou hierdie wonderlike storie moet 'n mens baie mooi verstaan, want die boekie word genoem die boekie sonder woorde. Nou dink jy, boekie sonder woorde, hoe werk dit? Wel, hierdie boekie het kleure, en elke kleur vertel 'n storie. Nou wonder jy, hoe kan kleure 'n storie vertel? Wel, ek gaan vir julle verduidelik. Hoe kan ek 'n storie met kleure, 'n boekie sonder woorde, 'n storie vertel? Nou eerste, kyk ons na hierdie boekie en sy buiteblad is geel. Nou hierdie geel laat my aan klomp dinge dink. Maar baie belangrik, hierdie geel laat my dink aan God. Dit laat my dink aan die hemel. Nou as ek so kyk na hierdie geel, dan weet ek ook dat God is die skepper. Hy is die skepper van alles. Hy het alles vir ons gemaak. Bome, diere, blomme, die see, die blou lug. En baie belangrik, hy het jou gemaak. Hy het my gemaak. Spesiaal en uniek. So as ek kyk na hierdie geel, vertel dit my van God. En dan God is liefde. Hy het jou lief net soos jy is. En jy is baie spesiaal vir hom. Hy is ook God wat in die hemel bly. En dis 'n plek waartoe ek wil gaan. God is ook heilig. Nou heilig beteken dat hy sonder enige sonde is. Die enigste persoon wat gebore is sonder sonde. En hy wil so graag hê dat ek sy kind moet wees. Dat ek nie verlore moet gaan nie. Maar nou sit ons met 'n probleem, want ek kan nie sommer net in die hemel kom nie. Ek moet sy kind word. So, hierdie probleem sit ek meer, maar omdat God so goed is en so heilig is, het hy vir my 'n plan gemaak. 'n Oplossing vir hierdie probleem van my. En die probleem is die tweede bladsy. En dit is die swart. Dis die probleem. Nou hierdie probleem stel sonde voor. Sonde is vuil en lelik. Sonde is iets waarmee ons almal gebore is. Nie een is sonder sonde behalwe God nie. Sien, die Bybel sê vir ons in Romeine 3 vers 23, want almal, nie net seker is nie, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle, dit beteken dit skei, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ja, dit is soos, kan julle sien tussen die swart en die geel, is daar 'n muurtjie. Sien, sonde het deur Adam en Eva in die wêreld gekom. Sonde is die enigste ding waarmee die Here nie tevrede is nie. Maar kom ons dink gou, wat doen sonde alles in my lewe?
dit veroorsaak dat ek nie in die hemel kan kom nie. Dis soos hierdie muur. Dit skei my om by God te wees. Daarom is dit vir my 'n groot probleem. So hierdie muur skei my van God. Maar dis nie wat ons wil hê nie. Maar kom ons hoor nog, wat is sonde? Sonde is alles wat ek dink, doen, sê en kyk, waarvan God nie hou nie. Nou wat dink julle? Sonde maak 'n mens baie gelukkig en opgewonde. Nee, sonde maak my bang. Dit maak my hart seer. Sonde is soos 'n tou wat my vasbind. En as jy vasgebind word, kan jy nie jouself loskry nie. Net die Here, net Jesus, kan jou help om daar uit te kom. Die Here haat sonde. Hy hou nie daarvan nie en daarom moet sonde gestraf word. Maar as ek nou na al hierdie dinge dink, dan moet dit my nou baie bang maak. Maar dit hoef nie. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Want God het 'n plan gemaak. Hy het vir my 'n oplossing gegee, sodat daardie muur nie meer daar hoef te wees nie. Ja, hy het gesorg dat ek en jy nie gestraf word nie. So die volgende bladsy is die rooi bladsy. Dit is die oplossing wat God vir my gemaak het. Jesus is daardie oplossing. So God het sy volmaakte seun na die aarde toe gestuur, sodat ek en jy by God kan uitkom. Hy's die enigste een wat die straf op hom gedra het, sodat ek en jy by God kan uitkom. En hy het die straf op hom gedra. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Of kan hê. Ons kan hier by Jesus en by God wees, want God het dit vir ons moontlik gemaak. Jesus gee vir ons lewe deur te sterf aan die kruis. En dit het ons so 2 weke terug herdenk. Maar hy het opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel. En leef hy nog vandag. Hy leef vandag in die hemel, maar ook wil hy in ons harte leef. En hy wil so graag hê ek en jy moet sy groot geskenk aanvaar, dit wat hy vir ons gedoen het. Maar nou, hoe kan ons dit aanvaar? 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons sondes bely, hy, dis Jesus, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis 'n verskriklike lang versie met groot woorde, maar hy sê, as ons vir Jesus sê, ons is jammer oor ons sonde, en ons aanvaar dit wat hy vir ons gedoen het, dan kan ons sy kind wees. Omdat Jesus vir ons gesterwe het, kan hy ons sonde vergewe. Maar hoe kan dit gebeur? So hy het die straf op ons gedra. En soos wat ons harte so was, so ons gebore is, wil hy dit dalk so skoon hê. Daai was vuil en lelik, maar hy soek dit skoon wit so sneeu. Jesus gee vandag vir ons 'n uitnodiging, 'n geskenk.
Dit is vir jou en my 'n keuse. Hy dwing niemand om sy kind te wees nie. Hy het wel klaar die straf gedra, maar dit is my besluit, my keuse. Want Johannes 1 vers 12 sê vir ons, maar almal wat hom aangeneem het, hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So wanneer ek hierdie geskenk van Jesus wat vir my aan die kruis gesterf het, sy bloed laat vloei het vir my, kan ek ook daai geskenk vat en hy kan my sonde vergewe. Dis soos in Openbaring 3 vers 20 staan die woorde, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Sien, ons hartsdeur het net 'n handvatsel aan die binnekant. Soos ek gesê het, Jesus dwing jou nie om sy kind te wees nie, is jou keuse. Maar hy wil graag hê jy moet daai hartse deur oopmaak. En dit is hoe jy hom aanvaar, om daai handsvatsel oop te maak en Jesus in te nooi in jou lewe. En wanneer jy soos 1 Johannes 1 vers 9 doen, jou sonde bely en Jesus kies, dan kan jou hart so lyk. Deur dit te doen, weet jy dat Jesus jou sal vergewe, as jy dit bedoel. Hy sal jou red van jou sonde. Hy vergewe dit alles. Hy beheer dan jou lewe. En dan baie belangrik, dit is nie maklik nie, maar met God is alles maklik. Maar jy kan, as jy bedoel het om sy kind te word en 'n keuse gemaak het en hom gekies het, kan jy hom in jou lewe innooi. En dan kan jy sy kind wees. Nou die volgende ene is 'n kleur wat ons nie werklik gaan sien nou nie, maar dis 'n groen kleur. 'n Groen wat vir ons sê, nou jy's nou 'n geestelike babietjie. Jy is nou daardie kinderlike geestelike kind wat moet groei in Jesus. Dis soos 'n klein babietjie wat net gaan groter kom as hy baie kos kry. En genoeg kos kry wat vir 'n babietjie genoeg is. So dit is baie belangrik. As jy as 'n geestelike babietjie kos kry, kan jy geestelik groei in 'n volwasse kind van Jesus. Nou, hoe kan ek doen? Ek kan dit doen deur Bybel te lees en daaraan gehoorsaam te wees, deur te bid en dan daaroor te getuig, deur vir ander van dit te vertel van Jesus. En dan, om as jy sonde gedoen het, vir Jesus te sê, jy's jammer daaroor. En dan wil Jesus nie hê jy moet alleen wees nie. Hy wil hê jy moet saam met ander maatjies Jesus dien, Christen maatjies. So daarom wil hy graag hê jy moet kinderkerk toe gaan en jy moet oor hom gesels met ander maatjies. En dit is hoe ek kan geestelik groei. En hierdie is die mooiste storie wat ek kan lees om 'n kind van Jesus te wees, om vir ewig by Jesus te woon. Want as ek na al hierdie stories kyk, op die ou einde kom dit weer terug na God toe. En daar kan ek die dag wanneer hy kom om sy kinders te kom haal en ek is sy kind, dan kan ek by hom wees in die hemel. Hierdie hele storie, hierdie boekie sonder woorde, sê eintlik vir my, Jesus, God, het my baie lief.
Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat ons kon gehoor het vandag van hierdie wonderlike storie. Geen woorde nie, maar Here Jesus, U gee vir ons die woorde uit die Bybel. Dankie dat ons na hierdie kleure kon kyk. En Here, dat ons mooi kon hoor hoe ons die keuse kan maak om U kind te wees. Dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het, U bloed gevloei het, sodat my sondige vuil hart gewas kan word met U bloed en skoon kan wees. Maar Here Jesus, om dit alles te doen, daardie geheim is om geestelik nou te groei, om meer en meer van U te leer. En Here Jesus, soos wat ons dit doen elke dag, wil ons kom bid dat U ons sal help, dat ons al daardie dinge kan doen van die groen bladsy. En Here Jesus, dat ons dit sal volhard en doen, sodat ons geestelik kan groei. En dankie dat U vir ons hierdie storie gegee het, omdat U baie lief is vir ons. Ons bid dit alles in U naam. Amen. Dit was so lekker om by julle te kuier, maats, en moet nooit vergeet van hierdie boekie nie, die boekie sonder woorde, en jy kan hom self ook maak. Vra mamma om vir jou die kartonnetjies te koop, en jy kan dit ook maak. Nou ek sien julle weer 'n volgende keer, sien julle ook by die kinderkerk, en mooi bly, bye!